Hallo, ons kyk nou na die tegnologie graad 7 en ons begin met hefbome. Okay, so die doel van 'n hefboom is om werk makliker te maak. So wat dit basies doen is dit verlaag die krag wat ingesit moet word om werk te kan doen. So hierdie werk kan enige iets wees van 'n neut kraak of iets oplig of iets sny of enige so iets. En hierdie wat dit makliker maak, noem ons 'n meganiese voordeel. So dis 'n voordeel want dit is iets beter as wat dit was en dit is meganies want ons het 'n meganisme gebruik. So 'n meganisme is basies iets soos 'n hefboom of 'n rad of so iets wat ons gebruik om vir ons 'n voordeel te gee. So as ons nou kyk na meganiese voordeel, is daar 3 verskillende goed wat ons kry. Of ons kry geen voordeel nie, of ons kry 'n voordeel, so dit maak die werk makliker, of ons kry nie 'n voordeel nie. So basies het ons as die uitsetkrag, so basies die krag wat ons uitkry, kleiner is as die insetkrag. Dan as ons sommetjie doen, is dit kleiner as 1. So dit is basies 'n breuk. En dan het ons nie 'n voordeel nie. As ons die uitsetkrag groter is as die insetkrag, so dit wat ons uitkry is meer as wat ons ingesit het, dan is dit groter as 1 en dan is die werk makliker. En ook wanneer dit gelyk is, die uitsetkrag is gelyk aan die insetkrag, dan is dit mos dieselfde, so ons het nie 'n voordeel gekry nie. En dan is dit ook gelyk aan 1. So basies, die formule wat ons gebruik om dit uit te werk is die meganiese voordeel en ons vat die las en ons gedeel dit deur die mag. En dan doen ons daai sommetjie, die een gedeel deur die ander een, en as dit kleiner is as 1, is daar nie 'n voordeel nie. As dit groter is as 1, groot voordeel, maar as dit gelyk is, dan is dit gelyk, ook nie 'n voordeel nie. So met party meganismes kry ons nie 'n voordeel nie, maar partykeer nie 'n meganiese voordeel nie. Maar partykeer gee dit vir ons lengte, of dit gee vir ons, weet soos ons kan ietsie klein doen met groot vingers, soos 'n tweezertjie, wat jy 'n klein doringkie kan uithaal met jou groot vingers. So jy kry 'n voordeel, maar dit is nie 'n meganiese voordeel nie, want die krag verander nie. Ek hoop dit maak vir jou sin. So dit kan 'n voordeel in lengte wees of die hoeveelheid goed wat ons kan optel op 'n slag, maar die krag is dieselfde wat ons insit as wat ons uitkry. So hier is nou 'n paar terme. So die insetkrag noem ons ook mag. Dis 'n M as ons die sommetjie doen. En dit kan enige iets wees soos druk, so ons druk 'n dingetjie om iets te kry, of ons stoot iets, of ons trek iets. Dit is alles iets wat ons insit om werk te doen. En dan die deel wat die hefboom stop om te draai. So basies die deel wat die werk doen. Dit is die deel wat stil staan. Kom ek sit dit eerder so. Die werk wat dit moet doen. Nee, nie die deel wat stil staan nie. Jammer. So dit is basies dit wat dit stop om te draai. Dit is die las. So dit is soos as ons 'n klip moet optel, daardie klip wat ons moet optel. Of die ding wat ons moet optel as ons weet soos 'n hefboompie, soos 'n tweezertjie het of 'n tang het, dit wat ons moet sny. Dit is die las, dis die werk wat gedoen moet word. En dan die uitsetkrag is die effek wat ons kry.
Die ander belangrike een is steunpunt, so dit is S, en dit is die punt wat nie beweeg nie, die stilstaande punt. So kom ons kyk gou na 'n paar foto's en prentjies en van die 3 verskillende klasse hefbome. So die eerste een, klas 1, is die steunpunt is in die middel. So tussen die insetkrag en die uitsetkrag. So hier kan jy sien op hierdie prentjie, ons het die steunpunt is die driehoekie hier in die middel. Dis die deel wat stil staan. Die las is soos die klip wat ons moet beweeg. En dan die insetkrag is die krag wat ons gebruik om hom af te trek. So as dit so gelyk is, soos 'n wipplank, dan kry ons nie meganiese voordeel nie. Ons kry meganiese voordeel as die hefboom langer is en die steunpunt is naby die voorwerp wat ons wil lig. So met ander woord, die steunpunt is naby die las. Dan kry ons meganiese voordeel. So ek het hier vir jou hierdie prentjie ingesit wat dit wys. So kom ons sê hierso was ons inset, hier het ons getrek. En hier was ons uitset. So ons kry 'n groot krag aan hierdie kant oor 'n kleiner afstand. So hier is ons steunpunt dan in die midde. So as die steunpunt nader is as die uitset, dan kry ons 'n groter krag wat dit lig. Hier is 'n paar voorbeelde, soos 'n wipplank of 'n hamer waarmee ons die spyker uittrek, of skuif van 'n swaar klip. Hulle het altyd daai in 'n handboek. En dan kry ons ander tipes hefbome wat ons basies 2 hefbome vat en hulle aan mekaar sit. So ons noem dit gekombineerde hefbome. So hierdie is sker of 'n tang is alles klas 1 hefbome wat ons aan mekaar gelas het. So hier sien jy, hierdie rooi een is, hier is die, wag, ek wil gou kyk, laat ek pyltjies vir jou hier sit. Daar sy, waar is my pyltjies? So hier is die inset, ons druk daar af, en die uitsetkrag is dan hierdie een, ag, hoe moeilik is dit om nou, okay, wag, daar sy, ek het hom gekry. So, die uitsetkrag is, ek gaan dit so maak, hierdie ene hierso, want hier beweeg hy op. So ons na die rooie kyk. Maar dis dieselfde met die bloue, hy beweeg net in die teenoorgestelde kant. En dan het ons dieselfde hier met die volgende rooie. So hierdie rooie hier, druk ons daar af. En hier lig hy weer op. En dieselfde met die blou is aan die ander kant. En dan al hierdie geel punte daar, ek weet nie of jy hulle so mooi lekker geel kan sien, soos wat ek kan nie. Kom ons maak hulle groter. Al hierdie punte daar, daarso, en daarso, en daarso, en daarso, waar hulle vas is aan mekaar, is dit die punte wat nie beweeg nie. En ons het gesê die punte wat nie beweeg nie, is die steunpunte. So dit is alles, nou hou ek op met hierdie dingetjie. Dit is alles klas 1 hefbome. Okay, dis 'n klas 1 hefboom, want hier is die las, hier is die steunpunt en hier is die mag. So kom ek maak sommer so. Daar sy.
En ons sit hierso. Hierdie een is mag. En dan hieronder is die steunpunt. Ek gaan dit nou groter maak, dan sal dit mooier lyk. En hier is die las. So basies, en dan hierso ook steunpunt, mag, las. Want ons wil op die ou einde by die las uitkom. Ons wil hê hy moet die werk doen. So daar so. En nou laat ek hom net agter toe sit. Daar is hy. Okay. Goed. So dit is dan 'n klas 1 hefboom, want die steunpunt is in die middel. Net gou hierdie een ook wegvat. Daar is hy. En nou het ons hier klas 2 hefbome. So nou is die las in die middel. So dis tussen die inset, hier is die inset, en die krag, en die steunpunt, hier is die steunpunt, is die las hier in die middel. So omdat die las in die middel is, moet ons hierso gaan ons dit optel eerder as afdruk. En dit is, met hierdie een het ons altyd 'n meganiese voordeel. En die voorbeelde is soos 'n krambinder, of 'n botteloopmaker, of 'n motordeur, of soos wat ek hier op die prentjie het, 'n kruiwa. En hier kan ons nou sien, hier is die steunpunt, en hier is die las, en hier is die insetkrag. So hierdie is wat ons beweeg, wat ons doen. Hierdie is die swaar goed wat ons wil ronddra, en daar is die steunpunt. En hierso met hierdie een, het ons hier, ek gaan nou weer daai ding doen met die pyltjies, hier het ons, daar die punt daar, is die steunpunt, want hy staan stil. En dan het ons hier, daardie een daar, hy beweeg, so dit is die las. En dan is hierdie een, is die een wat ons met ons hande beweeg. En dit is dan die insetkrag. So inset is altyd dit wat jy doen. Las is dit wat ons dra, en die steunpunt staan stil. Hier is 'n voorbeeld van 'n gekombineerde klas 2 hefboom. So ons het ons, ek gaan sommer probeer so gaan. Hierso, hier is die las. Dis moeilik om so te skryf. Daar is die las. Dit is die noot wat ons wil kraak. Hierdie deel hier staan stil, so dit is die steunpunt. En hier is waar jou hande dit saamdruk, so hierdie is die inset, of mag. Ek sien in jou party boeke sê dit mag, party boeke sê dit insetkrag, so ons gaan sommer al twee gebruik. Hierdie is mag, en dit is die inset. Daar sy. Sjoe! Ok, ek het dit reg gekry. En nou kyk ons na die klas 3 hefbome. So klas 3 is die insetkrag in die middel. So hier is die werk wat gedoen word, dit wat ons doen, is in die middel. En voorbeelde daarvan is 'n visstok, of 'n graaf, of 'n hokkiestok waarmee jy die bal slaan, of 'n broodmes waarmee jy brood sny. Hier het ons 'n mens se arm,
wat iets oplig, of ons het 'n hamer waarmee ons 'n spyker inslaan. So hierdie een is 'n klas 3 hefboom, maar onthou hier het ons ook 'n hamer gehad, maar hierdie hamer, 'n klouhamer, was wat ons so 'n spyker in het en dan kom die hamer so en dan trek ons hom so uit. Dit is klas 1. So hierdie een waar ons iets inslaan is klas 3. So hier het ons die las, die inset is in die middel en dan is ons steunpunt hier aan die kant. So kom ons kyk na hierdie een, die effek of die las is hier. Ek hou daarvan om verskillende prentjies van verskillende plekke af te kom wat verskillende terme gebruik, nie om jou de mekaar te maak nie, maar vir ingeval hulle dit anders sê in die eksamen. So las is die effek, dis wat ons gedoen wil hê. Die insetkrag is hier is waar jy jou hand beweeg en dan die steunpunt hier is waar jou elmboog stil staan. So hier is ook jou elmboog wat stil staan, wat die steunpunt is. Hierdie is die las, wat hier swaar is, wat ons optel. En die insetkrag is hierdie spiere hier, wat saamtrek. Dit is die insetkrag. So hierdie klas 3 hefbome gee nie noodwendig vir ons 'n meganiese voordeel nie, maar dit help ons met, soos as jy dink aan 'n visstok, met lengte, om daar by die vis uit te kom. Of soos 'n hokkiestok, om daar onder by die bal uit te kom. So dit hang ook af, hoe ver alles van mekaar af is, en goed dat, wat se voordeel ons kry. Kom ons gaan hier so af, en ons kyk na gekombineerde een. Daai prentjie is op die verkeerde plek, daai een moet daar wees. So hierdie is 'n gekombineerde hefboom van klas 3. En hier, so hulle noem dit 'n doringtangetjie. Ek dink dit is baie cute, 'n tweezer. Ek kan glad nie aan 'n ander Afrikaanse woord daarvoor nou dink nie. Maar hier is die steunpunt, want dis die deel wat stil staan. Hier is die inset, dit wat jy met jou vingers beweeg. En dan die las is hierso, die doring wat ons wil uittrek. So dit is ook klas 3, inset in die middel, of krag, mag in die middel. En dan het ek nog hier net nog 'n paar voorbeelde. Ek wil deur dit gaan saam met jou, want baie keer in die toets, dan sit mens nou, dit maak 100% sin, en nou kyk jy na die prentjies en jy dink, wag, wat? So ek wil dit saam met jou doen. So hierso, elke keer wat ons iets het wat stil staan, daar is ons steunpunt. Hier staan dit stil, so dit is die steunpunt. Daar staan dit stil, so dit is die steunpunt. En dan, oral waar daar iets is wat gedoen moet word, soos hierdie neut moet kraak. So hierdie is die las. Hier is die neut wat kraak, so hier is die las. En daar is die neut wat moet kraak, so dit is die las. En dan die werk wat ons doen, ek gaan dit sommer in 'n ander kleur sit, is hier, is dit in die middel. So dit is die insetkrag of die mag. Inset mag. En hier is ons insetkrag of mag aan hierdie kant. En hier is ons insetkrag of mag aan hierdie kant. En nou moet ons sien, watter een is watter een. So, klas 3 was waar ons die, wag, so, krag 3
het ons die inset in die middel gehad. So hierdie is 3. Hier het ons die inset of die mag aan die een kant, steunpunt in die middel. So dis soos 'n wipplank. So hierdie is klas 1. En hier is ons las in die middel en die tussen die steunpunt en die mag of die insetkrag, so dit is 2. As jy sukkel om hierdie te onthou, want ek weet dit kan, party mense is goed daarmee om sulke goed te onthou en party mense nie. Hierdie eerste een, klas 1, is maklik om te sien, want dit is die steun is in die middel. So hom kan jy maklik erken. En dan kan jy een van hierdie kies. Watter een is vir jou makliker om te onthou? En dan kies jy hom en jy leer hom en jy leer 1. En dan as jy aan die toets kom en jy sien, dit is die ander een, dan weet jy, dit is 2 of dit is 3. So gewoonlik as daar so 3 goed is om te onthou en dis confusing, dan kies een van hulle en sê, okay, hierdie een gaan ek onthou en daai een gaan ek onthou. En dan as dit nie een is wat jy onthou nie, dan moet dit mos die ander ene wees. Nou moenie vir jou ma sê, ek het gesê, jy moet net helfte van die werk leer. Okay, kom ons kyk gou na hierdie een. Hierdie is 'n interessante een, want hier het ons 2 tipes hefbome. Kyk gou wat hier aangaan. Ek gaan weer my kleur kry. So hier het ons, okay, kom ons kyk na die bloue. Hierdie blou een hier is die las. Dit is jou naels wat jy wil sny. Dit is die las. Hierdie hefboom hier sit beweging hierin. So hierdie is die insetkrag of mag. En jy kan kies watter een jy die meeste van hou, insetkrag of mag. En hierso is dan die steunpunt. So, ons het steunpunt en inset in die middel. So hierdie bloue is 'n klas 3 hefboom. En dan die rooi ene, hierdie een hier is nou die las. En hier, wag, hou aan, ek wil net 'n bietjie opskuif. Hier staan hy stil. Daarso staan hy stil. So dit is die steunpunt. Hierso is die las. En hier is waar ons hande beweeg. So dit is die insetkrag of ons noem dit mag. Daar sy. So dit is 'n hefboom 1. So hier het ons 'n kombinasie van 'n hefboom 1 en 'n hefboom 3. Ek het hier op 'n ander plek ook 'n klein opsommingkie gevind. Ek moet eerlik sê dat nie een van die boeke doen dit vir my 100% nie. So bietjie van hierdie boek en bietjie van daai boek en dan kry mense 'n beter idee. Okay, so ons het las, hulle sê hier draaipunt, maar ons kan steunpunt of mag of insetkrag. So hier kyk ons net gou weer na hulle almal so langs mekaar. So dit is die las, hier is die steunpunt en hier is die mag of die insetkrag. So dit is 1, want die steunpunt is in die middel. En hierdie is die meganiese voordeel. So hier, daai teken daar, die een wat so gaan, ek gaan so maak. Die een wat so gaan, ek wonder nou waarom om te sit. So, is 'n groter as, want hierdie meganiese voordeel is groter
as die 1. So die groot kant wys na die groot ding toe en die klein kant wys na die klein ding toe. En tipe 1 kan hom, ja, hy kan hom hê. Maar partykeer, want dit hang af waar ons die steunpunt sit, van hoe, of ons meganiese voordeel gaan kry of nie. So in tipe 1 kry ons altyd meganiese voordeel. Of kan ons, nee, ek het dit nou verkeerd gesê, kan ons enige een van hierdie kry. Dit hang af van waar die steunpunt staan. En dan is hier 'n voorbeeld van die hamer wat ek nou genoem het. So hierdie is die steunpunt, want hierdie deel staan stil. En dan is hier die las en hier is die mag. So die insetkrag of die mag en die steunpunt is tussenin en dan die las. En hier het ons ook 'n tang. So die steunpunt is in die middel. Die las aan die een kant en die mag aan die ander kant of die insetkrag. So dis dieselfde soos 'n skêr ook. Okay, dan tipe 2. So ek wil net gou vir jou wys hier. So hier is die steunpunt in die middel. Okay, dan tipe 2. Ons maak hom sommer groen. Hier het ons die las is in die middel. So hier is die las, hier is die steunpunt en hier is die mag of die insetkrag. En ons het mos nou gesê, tipe 2 het altyd 'n meganiese voordeel. Altyd. So hy's altyd groter as 1. En die voorbeelde, dieselfde soos wat ek nou gehad het, het ons 'n botteloopmaker en hier het ons 'n neutekraker. En dan nommer 3 is die mag of die insetkrag is in die middel. Daar sy. So dit is in die middel. Dit wat ons doen is in die middel. En hy het gewoonlik nie 'n meganiese voordeel nie, dis kleiner. Die meganiese voordeel is kleiner as 1. En dit, maar soos ek gesê het, meganiese voordeel is nie die enigste ding waarna ons na kyk nie. As jy na hierdie ene kyk, dan is hierdie mag is 'n kort afstand en hierdie las kan oor 'n lang afstand werk. So dit gee vir ons 'n afstand voordeel. Nie noodwendig 'n meganiese voordeel nie. En hierdie kram verwyder daar is ook die mag wat ons insit, is die mag wat ons uitkry. Of dis kleiner, maar dis juis wat ons wil hê, dit is die voordeel. Want met soveel mag wil ons nie daai ding breek nie. So ons wil hier iets klein doen, soos die krammetjie uithaal. En dit gee ook vir ons daai knyper dingetjie wat ons hande nie het nie. So dis nog steeds 'n voordeel, maar dis nie 'n meganiese voordeel nie. En dit is dit vir die hefbome. Ek hoop dit maak vir jou alles sin en jy onthou dit mooi. En sterkte met die leerwerk en kyk net altyd vir my watter een staan stil. Want die steunpunt is die een wat stil staan. En dit is die belangrikste deel, hoe jy gaan sien watter een is watter een. Goed, sterkte met jou leer. Tata!